Môre sê, woensdagoggend, kuiertyd. Tydens ons tydjie op Mauritius het ons ook sterk stormwinde van 'n sikloon wat by die eiland verby beweeg het ons ervaar. 'n Deel van voorsorgmaatreëls is dat alle skuite, alle roeibote, almal is uit die water gehaal en op droë land gesit. Die skuit wat julle gesien het op die foto, is die van 'n visserman wat besluit het, ek haal nie my skuit uit nie. En dit het vir ons die wonderlike geleentheid gegee om te sien, as daai winde so woed, wat gebeur met daai skuit? Hoe hy skommel, hoe hy letterlik deur daai golwe regtig waar in alle rigtings geskit word. En ja, terwyl ons so na dit sit en kyk het ons vir mekaar gesê, dit moet iets sê van wat gebeur het met Jesus se disippels op die skuit as die stormwinde daar gewoed het. En ja, ons het vir onsself afgevra, watter angs, watter vrees het hulle nie in daai storm beleef nie. Nou ons weet, daar's twee plekke, een in Matteus en een in Markus, wat dit opgeteken is. Kom ek lees vir ons. Matteus 14. Die skuit was reeds 'n paar kilometer van die kus af en deur die golwe getuister. Met dagbreek die volgende môre het Jesus op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik. Dis 'n spook. Van angs het hulle hard geskree. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Ja, hulle was in die nag op die waters en Jesus het homself afgesonder iewers saam met sy Vader. Die gevolg was, toe daardie golwe hulle tuister, was hulle alleen. En met die breek van dag, kom hier nog midde alles, hierdie figuur op die water aangeloop. En mens kan verstaan dat hulle sal skree, dis 'n spook. Maar onmiddellik stel Jesus hulle gerus. Dis ek. Midde hierdie storm, moenie bang wees nie. En dan Markus 4. Laat daardie middag, sê Jesus vir die disippels, kom, ons vaar oorkant toe. Skielik was daar 'n groot storm, en die golf het in die skuit geslaan, sodat die skuit al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteewe gelê en slaap. Hulle kom maak hom toe wakker en sê, meneer, gee u dan nie om, dat ons vergaan nie. En ons weet wat dan gebeur, hoe Jesus die storm gestil het. Ja, dit spreek my aan, en ek deel dit graag vanoggend met jou. Storms van die lewe, dit woed. Ek en jy is deel daarvan. Die gedeelte in Matteus sê, Jesus was aanvanklik nie deel van hulle op die skuit nie. Maar toe daai storm woed, is Jesus die een wat aangestap kom en sê, moenie bang wees nie. Ek is by julle, dis ek. Die ander in Markus is die storm wat woed en Jesus is op die skuit saam met hulle. En hy is die een wat die storm tot bedaring bring. Ja, die skuit bly in die middel van die see. Maar Jesus het die vermoë, omdat hy teenwoordig is in hulle midde, 'n kalmte te bring. In die natuur, maar ook in hulle gemoedere. Dis my vraag, vanoggend aan myself, maar ook vir jou. Waar is jy in jou lewensreis, jou lewensboot? Is hy op die oomblik midde 'n storm? Is hy op 'n plek nou, waar jy vir jouself sê, sjoe, ek wens my net die Here was hier. En dan, die ontdekking, op watter manier ook al, of dit is dat iemand met jou 'n teksgedeelte deel, of wat ook al, of 'n gewaarwording, asof Jesus aangeloop kom om vir jou te sê, ek is hier, ek is naby, jy is nooit alleen nie. Anderzijds, midde hierdie storm, dit wat om jou woed, om vanoggend te kan ervaar, die Here is daar. Al lyk dit vir jou of hy dalk nie deel is nie, of hy slaap. Praat met hom in gebed. Sê, Here, word wakker. En om die ervaring te hê dat die Here sê, ek het die vermoë, ek stil die storms van die lewe. Ek bly saam met jou in jou lewensskuit. Maak nie saak waar
jy op hierdie oomblik is nie. Jy is nie alleen nie. Ons, die Here Jesus ingesluit, is daar. Vir my bring dit 'n stuk vertroosting, vir my bring dit 'n stuk hoop, vir my bring dit 'n verwagting. Enerzijds om te kyk, waar is die Here? Want hy is daar, ek moet hom net raak sien. Anderzijds 'n verwagting om te sê, Here, dankie dat U ook hierdie storm sal stil, en dat ek veilig aan land sal kom. Ek sal deur hierdie storm kom. Here, die storms woed, ek kry swaar. Here, ek het U nabyheid nodig. Maak my oë oop, om U in my midde, in my skuit te sien. Kom raak my aan vanoggend, Here. Ek wil nie die volgende tree sonder U gee nie. Amen. Uitdaging vir die week. Maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Blaai na Matteus 14, die gedeelte vers 22 tot 32. Gaan oor Jesus en hoe hy my en jou in die alledaagse kom besoek. Daar waar die storms woed. Blaai ook na Markus 4, vers 33 tot en met 41, waar Jesus dan die storm stil. Maak dit deel van jou oorpeinsing oor jou lewensreis. En vra dat die Here uit hierdie twee gedeeltes vir jou nuwe perspektief gee oor die plek waar jy tans is. En hoe hy deel daarvan is. En hoe hy vir jou kan uitkoms bied. 'n wonderlike week. Mag die Here jou aanraak deur hierdie twee gedeeltes. Kyk weer na daai bootjie. En glo my, as daai sikloon se winde gewaai het, het dit gelyk of daai bootjie gaan vergaan. Maar hy het nie. So sal ek en jy ook nie. Ek groet jou.